Goeiemôre julle. Nou is almal wakker. Welkom van julle, elkeen in die huis van die Here. Ons wil spesiaal welkom sê vir Jaco en sy vrou, al die pad daar van Bronkhorstspruit af. Hoop julle die Sabbat sal met ons van geniet. Ons baie welkom by ons. En dan ook almal wat hier is, mag julle 'n lekker geseënde Sabbatdag hê, soos die Here 'n boodskap met elkeen van ons wil deel vandag. Kom ons maak gou ons oë toe. Liewe Jesus, baie dankie vir die afgelope week waar U ons gedra het en ook waar ons kon opkom na U huis toe om net die dag saam met U en saam met mekaar te kan spandeer. Dankie vir die Sabbatdag dat U vir ons van die skepping gegee het om daai tyd saam met U te kan geniet, Here. Gaan asseblief met elke persoon wat vandag hier is en wat inskakel, dat ons 'n besonderse geseënde Sabbatdag sal hê. Vergewe asseblief al ons sondes en baie dankie vir al die seëninge en dankie vir die reën wat U ook vir ons hierdie week gegee het. Dit is my gebed in die wonderlike naam. Amen. Om voort te gaan, kom ons sing asseblief lied 196 in Engels saam. Dankie. Dankie, julle kan maar sit. Ons gaan gou kyk, maar voor ons begin, daar was in hierdie week 2 verjaarsdae gewees. Die 25ste was dit Amy Lee en die 26ste was dit Eran. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag die afgelope week en ook dat die Here hulle ryklik sal seën met nog baie jare. En daar was een huweliksherdenking. Etienne en Welda, baie geluk julle, 8 jaar, so ja, baie dankie vir die goeie voorbeeld wat julle ook vir die Here is, en mag die Here julle huwelik nog vir lank geseën hou, dankie. Ons gaan gou kyk na die sending vir hom. Whether she's tending to the flowers in the garden or exploring new hiding spots in her backyard, Emma finds delight in the simple pleasures of childhood. Emma lives on the Taiwan Adventist College campus. As Emma approaches her 5th birthday, her parents' hearts are filled with a mixture of joy and uncertainty.
The lack of an Adventist elementary school in Taiwan poses a challenge for them. As you can see that we actually only have academy here, like middle school, high school, and college here on this campus. And then we don't really have Adventist in elementary school here. The current situation requires Adventist parents to send their kids to other schools. We cannot find any schools that teach Adventist belief and education, the holistic education we always value at the church. So I think this is the appealing to all Adventist parents in Taiwan. We're really eager to have Adventist in elementary school that can be established in Taiwan. The new elementary school project aims to lead young people to Christ. 我觉得教育要从小开始。 Education should start early. The Bible advises us to teach children so that they do not stray from their path as they grow. In this rapidly changing era, with many external influences, we aim to nurture children from primary school, teaching them a reverence for God and follow Him from a young age. This way, as they grow up, they will remember these important lessons. Through your generous 13th Sabbath offering this quarter, we can make this vision a reality. I believe that the Adventist elementary school can help my daughter to learn the right value and also to help her character development in the future. Please pray for Emma and other kids who are hoping for an Adventist elementary school in Taiwan. Thank you for supporting Mission Offering. 谢谢大家的支持。I want to go to the Adventist school. Yeah! 'n Baie dankie julle. Ons sal nou vir die diakens en diakonisse vra om die offer en dankoffergaas op te neem asseblief. Dankie. Ons maak ons oor toe. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons hierdie week gespaar het en ook die vermoë gegee om te kan verdien, Here. En baie dankie ook vir die voorreg om te kan teruggee, Here. Ons vra asseblief dat U al hierdie gawes sal seën vermenigvuldig, sodat U werk op die aarde gedoen kan word, Here, want ons wil graag huis toe gaan. Dis my gebed in die wonderlike naam. Amen. Was my asseblief, Jesus. As ons kyk na Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos karlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En dit is vir ons wat die Here sê,
dat hy wil ons skoon was. En as ons, ja, Marius sal weer die foto opsit. As ons kyk na die bakkie, mooi skoon, hè. Nou, Marius het so rukkie terug, het hulle karwasplek gehad, en Marius, nou wat sou julle gedoen het, as julle so bakkie daar gesien het? En die volgende vraag is, veronderstel die bakkie was mooi skoon gewees, wat sou julle dan gedoen het? So ja, die doel van 'n karwasplek is juis om sulke vuil karre te was. Jy gaan maar nie 'n skoon kar was nie. En ons kan elkeen met hierdie verhaal van 'n kar was vereenselwig. En as ons kyk op 'n geestelike wyse, net soos 'n vuil bakkie na 'n karwas toe gaan, so moet ons as vuil mense ook kerk toe kom. Niemand van ons is hier omdat ons skoon is nie, juist maar omdat ons vuil is. En dis wat ek met julle 'n bietjie wil deel, dat ons almal is vuil mense en ons het nodig dat die Here ons moet skoon was. En ek wil vir ons 'n paar versies in die Bybel lees. En een van die bekendste versies is Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So dit sê vir ons dat ons almal is vuil. Daar's nie eers een persoon wat kan sê ons is skoon nie. Maar dit is ernstige woorde, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar kom ons kyk wat sê die Here vir ons in Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, en ek wil net daar stop vir nou. Dit is ernstige woorde, maar Pieter sê altyd vir ons, as ons die beste teks wat ons kan kry, is in konteks. So kom ons lees verder, wat sê Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dit is wat ons hoop gee, dat ons, al is ons sondaars, al is ons vuil, kan ons net deur Jesus skoon gewas word. So nou dat ons die versies gelees het en verstaan in watter toestand ons almal is ons almal vuil, vol sonde, vol gebrek en sondaars. En ons het almal nodig om skoon gewas te word. Maar dit is 'n lewenslange proses. Want Marius kan ook, en as ons almal dink, as ons eie karwas het, en ons daai bakkie nou skoon gewas, hoe lank gaan die bakkie skoon bly? Hy gaan weer vuil word. En dis die hoop wat ons gee, dis 'n lewenslange proses. En dan vra hulle, hoe lang dink julle sal daai bakkie nou, as hy nou skoon gewas is, hoe lang dink jy sal hy skoon bly? Dalk 'n paar dae, miskien dalk 'n week, as ons gelukkig is. Wel, dit sal met my gebeur, dat as ek my kar nou net klaar gewas het, ek is nog eens om die blok gery nie, dan besluit die voeltjies, dis weer tyd, en dan maak hulle my kar weer vuil. So ja, dit gebeur ook. Maar dit is nog nie die einde van die wêreld nie. Ons kan altyd gaan na liewe Jesus, wat ons kan skoon was. Want wat is liewe Jesus se grootste begeerte? Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek wil
graag vir Jolandi vorentoe nooi, om net vir ons, 'n bietjie van die skoon was, het 'n gedagte te deel asseblief. Dankie Jolandi. Hallo julle, ek hoop dit gaan baie goed met julle en dat julle almal 'n wonderlike week gehad het. Ek wil net ook deel dit wat Ria nou van gepreek het. Daar staan 'n wit kar en die kar is vol moddermerke en vol vuil kolle soos die mechanics aan die voorkant van die kar gewerk het. Nou die Here staan reg met 'n tuinslang, 'n lap en seep. En daardie vuil kar is ons. Nou die water word oor die kar gespuit en die Here was ons met sy lap. Nou daardie lap is die genade van die Here. En daardie dit is net die karre wat intrek by die kar was wat gewas word. Daar's baie mense wat net in die verkeer staan en net te besig is om in te trek. Nou die karre wat ingetrek het, is die karre wat gebruik maak van die geleentheid om skoon gewas te word. Nou in 2 Korintiërs 7 vers 11 staan, terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die gees en die vlees gereinig word, en laat ons die heiligmaking in die vlees van God volbring. Die Here sê, kom my kind, ek wil jou graag silwer skoon was. Kom na my toe, dat ek op jou kan werk, sodat jy vir my kan blink, sodat alle besoedeling van die gees en die vlees gereinig word. Nou vergifnis is ook reiniging. God kan 'n sondaar rein en heilig voor hom stel, asof hy nooit gesondig het nie. God vergewe en vergeet. Hy dink nie eers oor daardie sonde nie. En hy vergeet daardie sonde. Hy dink nie eers weer oor dit nie. Vertrou God om jou te vergewe en te reinig. As ons egter voor God erken dat ons foute gemaak het, sal die Here nooit, en ons beloof ons sal nooit daardie sonde maak nie, sal God van sy kant af heeltemal van ons sonde vergeet. Hy sal ons geestelik skoon was van alles waarvan hy nie hou nie. God bly getrou in sy beloftes en doen wat reg is. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as wat die verste punte van die heelal van mekaar af is, so ver en nog verder vat hy ons sonde se straf van ons af weg. Hoekom wil die Here hê dat sy volk rein en skoon moet wees? Stel julle voor dat 'n liefdevolle moeder haar kinders regkry vir skool. Sy maak seker dat hulle gebad word en dat hulle klere skoon en netjies is. Dit hou hulle gesond en dit laat ander mense sien dat hulle ouers goed na hulle omsien. Ons Vader wil ook hê dat ons skoon en rein moet wees. Hy weet dat dit vir ons voordelig is. En as ons skoon en reinig is, verheerlik dit God. In Petrus 2 vers 12 sê, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as van hulle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Die Here leer ons deur sy voorbeeld om skoon en rein te wees. Levitikus 11 vers 44 tot 45 sê, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongediere wat op die aarde rondkruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Die belangrikste rede om skoon te wees, is om sodat ons met navolgers van God moet wees. Wat beteken dit om rein te wees? Ons moet rein wees in alle aspekte van ons lewe. Die Here wil hê dat ons gedagtes, gedrag, rein moet wees en so ook ons taal gebruik. Wanneer ons skoon en rein is, sal ons God eer. Die Bybel moedig ons aan om ons te reinig van alles wat ons liggaam besoedel en ons gees besoedel. Dit beteken dat ons moet wegbly van enigiets wat ons liggaam of ons verstand kan besoedel. Ons gedagtes moet vir God aangenaam wees en daarom moet ons ons beste doen om
nie verkeerde gedagtes om verkeerde gedagtes te verwerp. Psalm 104 vers 34 sê, mag my oordenking hom welgevallig wees, ek sal bly wees in die Here. Ons moet ook sorg dat ons liggaam en ook ons omgewing skoon is. Dit is goed vir ons en die ander mense om ons. Dit sal dat ons goed voel en dit sal ook dat ander mense na ons toe kom, want hulle hou daarvan. Die belangrikste rede waarom ons skoon wil wees, is om God te verheerlik. Dink daaraan, as jy 'n vuil kind sien, dan gaan ander mense altyd sleg dink van daardie ouers. En so wil die Here ook hê dat ons moet skoon en netjies wees, sodat hulle kan goed dink van die Here. En as ons skoon en netjies is. Paulus het gesê, ons gee niemand rede om te struikel nie, sodat daar nie met ons bediening fout gevind sal word nie, maar in elke opsig beveel ons onsself as God se dienaars aan. Ons hoef nie die duurste klere te dra of die nuutste modes te hê nie, maar ons moet net skoon en netjies wees. Ons voorkoms moet God altyd verheerlik. Ons huise en plek van aanbidding moet ook skoon en netjies wees. Stel julle voor dat daar nuwe mense by die kerk aankom. Hulle eerste ding waarop hulle let is om te kyk of dit skoon en netjies is. En dit verheerlik God. Ons kan dan hiermee opreg in God se huis ingaan, sonder om te twyfel oor die waarop ons vertrou. Ons binneste is mos silwerskoon gewas, deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Sodat niks ons meer kan pla en ons liggaam is met skoon water gewas. God breek nooit sy woord nie, op hom kan ons reken. Kon ons asseblief lied 144 sing? Vader, dankie vir die geleentheid dat ek hierdie boodskap vandag
met ander kon deel, liewe Heer. Dankie dat U kom en vir ons 'n tweede kans gee en vir ons geleentheid gee vir die geestelike kar was en waar U kom en ons silwer skoon was, sodat daar nie weer besoedeling van die gees en vlees is nie. Baie mense sit vandag nog met die besoedeling en merke in hul lewe. Ek bid dat hulle sal intrek by die geestelike kar was. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie Jolandi.